hoor dit wat ons profeteer deur te sing. Ek dink ons almal kom op 'n punt waar jy moedeloos is. Ek sien nie meer kans nie. Dis net te erg. En dit laat my altyd aan krieke dink as die ou daar voor die paal staan, as die bal kom en hy maak so, dan gaan hy die kant verby. En as hy so maak, dan gaan hy daai kant verby en so af en toe gaan hy in die middel deur en dan het ons moeilikheid. Hierdie is 'n gebed wat ek en jy nou gaan bid. Father, I place into your hands the things I cannot do. The things that I've been through. Ek is baie lief vir sosiale media, want dis die nuus reguit en op die man af. Hierdie ander wat die 7 uur nuus, hulle gee jou eintlik net die weer en dan lieg hulle meeste van die tyd en hulle wys jou hier 'n paar dom ouens wat nie weet wat hulle doen nie. En is so gekat en gepuist dat jy eintlik weet niks as hulle klaar gesê het. Maar as jy sosiale media kyk, is jy geneig om negatief en moedeloos te word. Want dit lyk erg. En ons gaan vermoere hierdie goed wat ons nie kan doen nie, in God se hande sit. En ek het nou vermoere, ek het nou hele week lekker daar in die bos gesit. My visstokke als ingepak, langs die dam gestop, spesiaal langs die dam, dat ek voor die tent kan sit en die stokke uitgaan, hulle op die stand gesit, en toe is die kas met die katrolle by die huis. Dis nie 'n grap nie. En ek het baie gebid en ek het baie tyd gehad om met God te praat. En ek het tot baie goed besef. En vanoggend terwyl ek daar sit, het die Heilige Gees my boodskap al 3 keer verander, en elke keer moet Linda 'n ander opskrif opsit. Ek het 'n verwagting vir elke kind van God. Ek het 'n verwagting vir elke kind van God. Maak nie saak wat sy omstandighede nie, maak nie saak hoekom jy hier is nie, maak nie saak wat jy, as jy in God glo, in die woord van God, is daar 'n verwagting. Maak nie saak wat jou omstandighede is. Here, baie dankie dat ek my pakkie vanmôre by u kruis kan kom neersit. Here, ek wil nie 'n lys noem nie, want dan moet ons hierdie 'n aandiens maak. Ons moet nou my lys noem tot vanaand. Here, u ken my lys. U ken elkeen wat hier sit se lys. U ken elkeen wat hier sit se hartseer. U ken elkeen wat hier sit se seer en se bekommernis. En vanmôre kom ons as kinders. En kinders is snaakse goed, Here. U weet. Ons kom sit dit by u voete neer. Father, I place into your hands the things I cannot do, and the things that I've been through. Ek wil hê jy moet dit saam met my bid. Dankie my kind. I pray in Jesus' name.
I cannot do. Father, I place into your hands the things that I've been through. Father, I place into your hands sorrow and my pain. Meet my needs, I pray, in Jesus' name. Not do. Father, I place into your hands. Meet my needs, I pray in Jesus' name. Meet my needs, I pray in Jesus' name. Dankie. Ek dink Fransis is besig om deur Korintiërs te werk. Van ons nou op die 2 weke af was, konsentreer ons op Korintiërs en daar word baie gesê in Korintiërs 1 oor ou moet jouself te slim hou nie en jy moet nie altyd dink jy's dom nie en die wat slim is moet dit waardeer want God het dit vir 'n rede gegee. God doen niks onnodig nie. Hy doen niks om my en jou te please nie. Hy doen dit tot verheerliking van sy naam. So, maar vanmôre wil ek vir jou sê, ek en jy moet die romantiek uit die bediening, uit die kerk uithaal. Ons maak die bediening, die aanbidding so romanties, laat ons vergeet, die seentjie in die krib is dood en begrawe. En die seun van God het opgestaan. Ons wil, en ek is self skuldig, want ek hou van die woord liewe Jesus. En ouens het al vir my gesê, liewe Jesus bestaan nie meer nie, die seun van God. Dit is so. Maar ek het geleer van liewe Jesus en ek is baie lief vir liewe Jesus. Ek maak dit nie af nie. Maar ek en jy moet op 'n punt kom dat ons besef wie God regtig is. God is nie een of ander iets wat ons op 'n Sondag 'n mooi das aansit en ons kom hiernatoe en ons sing 2 songs oor dit lekker is en dan gaan iemand gaan nou woord bedien en ek hoop hy weet wat hy sê en ons wil so graag mooi goed hoor. Ek het dit al 1000 keer gesê, ek vra so baie vir Jesus, Here, ek wil ook lekker goed preek. We all going to heaven, jy kan doen wat jy wil, daar's genade onbeskryflik groot. Wie het hierdie week na my woord geluister op die radio, TV, Facebook, ek weet nie waar was dit oral nie, van gehoorsaamheid. Wie het dit gehoor? Wie het dit nie gehoor nie? Gaan kyk op Facebook, is mos op Facebook. Is ook op die afkondigingswol. Gehoorsaamheid. Gehoorsaam in die sin van ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Hierdie is die geskrewe woord. Ek is nou besig om met 'n jong man te onderhandel op Facebook. Hy's 'n ateïs en hy luister na alles wat ek sê. Hy gaan seker hier nou ook luister. Baie dankie, luister maar. En dan sê hy vir my, hoe kan jy daai nonsens glo en jy lieg vir mense want jy vertel hulle wat jy glo, maar dis nie die waarheid nie. Die waarheid is en dan het hy baie filosofie en hy klink reg.
Maar dit gaan nie vermoere oor reg en verkeerd nie, dit gaan oor 'n lewende God en ek. Dit gaan vermoere oor 'n lewende God en jy. En ons moet hierdie lewende God weer lewendig maak in my. Want as God weer lewend is in my deur die krag van sy Heilige Gees, gaan daar lewe wees in Jesus' lig. En dit gaan, here's my cup, Lord, fill it up till it overflow. Dit gaan oorvloei van die een na die ander koppie toe, tot al die koppies vol is. So ek en jy moet vanmôre gaan stil sit en ons moet sê, Here, staan weer op. Daar's 'n boek jare terug by 'n boekwinkel gewees en oor ek nie kan lees nie en ek hou nie van lees nie omdat ek nie kan lees nie. Die boek se opskrif was, sal die regte Jesus opstaan. En miskien moet ek eendag daai boek gaan soek en hom tog maar lees, of laat Fransis hom vir my lees. Laat die regte Jesus opstaan. Want die regte Jesus het nog nie opgestaan in die kerk nie. Die regte Jesus het nog nie opgestaan in ons harte nie. Die regte Jesus is nog nie deel van my lewe nie. As ek sê deel van my lewe, dan is dit nie my roeping as predikant nie. Deel van my lewe is nie kerk toe gaan of bid hier bywoon nie. Deel van my lewe is my opstaan en my gaan lê. Deel van my lewe is my Sondag en my Maandag en my Donderdag en my Saterdag dieselfde. Deel van my lewe is wat se situasie ek ook al in is, wat ek ook al voel, hoe ek aangeval word. Ek en Fransis het 2 weke verlof gekry. En ons sou 2 weke terug gery het. En so baie dinge het verkeerd gaan, ons moes 'n week later ry. Ons was toe net 5 dae weg in plaas van 10. En daai eerste week het ek en sy meer mense gesien, dag en nag, as die hele tyd, as wat ons gesien het van die begin van die jaar af. Want mense is stikkend. Want Jesus leef nie in ons harte nie. Ons besef nie die krag en die vuur wat ek besit as ek die Heilige Gees in my toelaat nie. Ek kom na die huis van die Here toe en ek gaan dit nie sê nie, want as 'n predikant dit vir my gesê het, ek kom met iets gegooi het. Want ons speel kerk. Ons speel Jesus. Ons besef nie. Ek het eendag 20 jaar terug toe ek bedien, toe trek ek my skoene uit. Ek het so die salwing gevoel en ek het net gevoel, maar ek is nie werd om hier te staan en te sê, Here, so vir julle te sê, so sê die Here nie. Ek is nie dit werd nie. Wie's ek om te sê? Ek het een oggend, julle ken die storie, by die huis, ons is net hier aangestel as die pastoorspaar, en ek het altyd so 'n klein snaakse mannetjie gehad wat hier agter my gesit het. Sy naam was Dr. Sam Fourie. En ek het gepreek, my maat, en ek was braaf. Maar toe ek hier kom staan, en ek besef ek is alleen, en ek kyk om, dit was by die vorige gemeente, en Dr. Sam is nie, dis is 'n ander storie. En die Here gee vir my woord, en ek voel nie goed genoeg nie. Ek kan dit nie bring nie. Wie's ek om te sê? Jy moet gehoorsaam wees aan die woord as hy sê, jy moenie steel nie, jy moenie leer nie, jy moenie oreer nie, jy moenie. En ek gaan sit daar buite en ek huil. Ek moet dit nou nie oorvertel. Ek het ook maar my trots. Ek huil snot in trane. Ek wil nie kerk toe kom nie. Maar hy's net ek. Ek was nie so bevoorreg soos nou nie. Ek kan net vir Dani of Sonja of ek kan 'n paar van julle ook bel. Ek het vanmôre 'n nuwe predikant daar agter ontmoet. Ek kan net bel en sê, ek voel nie lekker nie. Dan moet hulle maar die woord bedien. En hier was niemand. En Fransis kom by die deur uit. En ek sug so van verligting. Sy gaan my nou vashou. Toe my seentjie oorlede is, toe sê my pa, ek mag nie huil nie. Jy moet sterk wees vir jou vrou. Jesus, en ek was sterk. Vir omtrent 5 dae. Toe voel ek soos 'n wors wat 'n styf opgestop is en daar op die kolle lê, ek wil net bars. En ek kom by die huis en ek sê, ek kan nie meer nie, ek dink ek gaan huil. En sy gaan sit
En sy vat my en sy lê my so op haar skoot neer. 3 ure? Ek kan nie onthou nie, maar ek het gehuil, julle. En toe vind ek uit hoe lekker is dit. Nou soek ek net 'n verskoning op haar skoot te huil. En ek dog sy gaan weer uitkom en sy gaan sê, kom staan, kom hier my liefling, moenie huil nie. My vrou sê dis aantreklik as 'n man huil. Ek voel soos 'n weenie. Maar in elk geval, sy kom uit, sy sê die Here sê sal krag ontvang as die Heilige Gees oor jou kom en sy draai en sy loop. Ek dink jou vat. Jy sal krag ontvang as die Heilige Gees oor jou kom. Maar ons laat nie die krag van die Heilige Gees meer toe nie. Ons wil kerke, ons wil mooi sing, ons wil geld in die kerkie ingooi en ons wil baie gesien wees en in die tussentyd mis ons die bus. In die tussentyd kry ons swaar omdat ons nie ons lewe in God se hand wil gee nie. Maak nie saak wat se omstandighede nie. En vanmôre toe kom ek hier en hier staan die voorsangers en ons vat hande en ek spog hoe sleg gaan dit met my en Francis. En Mike en Marilee sê vir my, ons het hierdie week 'n ou rekeningkie gekry vir ons water. R65,000. Ja, ons gaan nou 'n silwer kollekte hou. Hierdie week vir hulle en volgende week vir my graasdeur wat weer afgeval het. Nee, ons gaan nie. My liewe mens, hier's nie een van daai blommerok tannie af tot weer by haar wat nie swaar kry nie. Maar ons besef nie waar lê ons krag nie. Ons krag lê in Jesus Christus. Is Marietjie okay? Gaan julle ry? Marietjie is baie siek en sy wil baie graag hier wees. Sy het baie erg kanker. Kry die rolstoel asseblief. Wag, hulle gaan die rolstoel kry. Kom ons bid vir Marietjie. Steek jou hand uit na haar toe. Here, hou haar vas. Here, salf haar, seën haar. Wees haar God. Here, sy is die kind. Sy wil so graag hier wees. Sy kan nie meer nie, Here. Here, en haar man wat baie bekommerd is en ek glo haar kinders. Here, maak hulle toe onder die salwing van die Heilige Gees in Jesus naam. Amen. 'n Sprekende voorbeeld. 2 of 3 weke gelede in 'n diens soos die word Mike baie siek. Hy was toe eventually 10 dae in die hospitaal. 5. Francis sê altyd ek oordryf so bietjie. Marietjie is siek. Ek wens baie keer mense kan sien wat agter die skerms gebeur. Wat het ek met daai boekie gemaak? Dis hoor ek daarvan nou, baie mense kritiseer my, ek hou nie van roetine nie. O, jene, ek is nie 'n roetine mens nie. Ek eet wanneer ek honger is en ek slaap wanneer ek moeg is. As ek nie moeg is voor 2 uur in die môre nie, slaap ek nie. En as ek 9 uur in die oggend moeg is, dan slaap ek. Maar in elk geval, dis hoor ek wil hê ons moet eers die woord bedien en dan sing. Luister na hierdie 3 woorde. Ons sê die eerste een is nou nie hier op nie. As die hemel se deur oop gaan, dan die skare wie aan my regterkant, ek het hom vergeet. Is jy gereed? Is jy gereed? As die dag toe ek in my kar ongeluk was, toe kom ek en Johnny Chandler, my pel van Pretoria af, ons was in die weermag, hier by Regiment Springs, en ons het gou Pretoria toe gery, hy was die betaalmeester, en hy vra my toe om saam te ry, en op pad terug, kuier ons en ons lag en gesels, want oor 2 weke is sy troue. En daar by Metro Driving klim ons van die Johannesburg Pretoria Highway af en ons gaan Kempton Park toe. En 5 kilos van daar af ry ons onder 'n 18-wheeler in. Vat my so 'n week om by te kom en John het nooit weer bygekom. 2 weke voor sy troue. Met Ilse Lily. Ek wonder wat het van Ilse Lily geword. Is jy gereed? Weet jy hoeveel keer het ek gevra, ek en Francis het 'n maand uitgegaan. Hoeveel keer het ek gevra, why me Lord? Hoekom het ek nie gegaan en Johnny gebly nie? Want Johnny
was verloof. Hy sou oor 'n week, 2 weke getrou het. As ek gegaan het, sou Fransis my lankal vergeet het. Moenie haar vra nie, sy gaan nou sê, ek gaan hom nooit vergeet. Ons het net 'n maand uitgegaan. Ons het toe nog nie eens gesoen nie. Okay, ek het nog nie. As dit ek was ek in die hel. Want ek was 'n goeie mens. Ek was op die kerkraad, die jeugraad, die kinderraad, die hospitaalraad, die ou tannies in die kombi rondry raad. Ek was oral. Maar ek was nie gereed, want God was nie in my hart nie. Hy was in my sak, hy was in my budget, hy was in al die nice goed. Hy was nie in my hart nie. En toe iemand vir my sê, hier's iemand in die kerk vanaand, die woensdag aand, en as jy nie hoor nie, gaan jy baie seer kry. Toe sê ek dit met een van hierdie sondags, dit kan nie ek wees. Ja, ek weet jy ken hierdie goed. Ek gaan my herhaal vandag. Want hoe meer ek my herhaal, hoe minder luister mense. En ek wil hê jy vanmôre hoor, nie wat sê Ben Loubser nie, wat sê die Gees van God vanmôre deur my. Ek het nou iemand vasgehou, kan nie onthou wie nie. Toe sê ek hou jou nie vas met Ben Loubser arms nie. Jesus hands extended. Wanneer gaan ons regtig tot bekering kom? Wanneer gaan ons regtig uitnieuw en hier voorkom staan en sê, Here, ek wil U dien in gees en in waarheid, nie met 'n kerkmentaliteit nie. Nie met 'n mentaliteit van ons moet eers sing, eers die geld opneem, dan moet ons sing, dan moet ons bid, dan moet ons preek, dankie Vader, en dan moet ons huis toe gaan. Wanneer gaan ek en jy hiernatoe kom met 'n verwagting? Wanneer gaan ek ophou om op die TV te kyk en 'n bietjie moeite maak om hier te kom? Want die salwing is hier. Wanneer gaan ek en jy sê, Father, I place into your hands the things I cannot do. Ek is baie lief vir my vrou en ek dink almal weet dit. En ek het haar nou die dag gesê, ek gaan haar in bubble wrap toedraai en ek gaan haar in die brandkas sit. En ek gaan haar net in die aand uithaal en in die oggend terugsit. As sy ry, ek sê dit nooit vir haar nie, drive safely darling, nooit. Want daar's 'n liedjie van Jody Wayne wat gesê drive safely darling en sy het nooit huis toe gekom. Ek sê dit nie. En toe eendag, en dan bel ek haar elke halfuur, waar's jy nou? Toe sê sy, jy kan my nie oppas nie. Net God kan my oppas. En dit is soos koue water wat jy op my omkeer. Jy kan nie jou lewensmaat oppas nie, jy kan nie jou kinders oppas nie, jy kan nie jou ouers oppas nie, jy kan nie jouself oppas nie. Maar wie gaan ons oppas? Jesus Christus. Maar dan moet ek en jy bereid wees om ons knieë te breek. Dan moet ek en jy bereid wees om die romantiek uit die kerk te probeer uitvat, om mooi te lyk uit die kerk te probeer uitvat, om af te show in die kerk te probeer uitvat, om die eie ek in die kerk te probeer uitvat. Ek en jy moet die kerk wees, gevul deur die Heilige Gees van God. Nou die dag met 'n tannie gepraat, baie goeie tannie, kerksmens soos jy nie kan glo nie. Ek sê, tannie, is jy gered? Ja, ek sê, wat laat tannie so dink? Sy sê, ek gaan altyd kerk. Dis 'n goeie beginsel. Ek sê, en as tannie nou doodgaan, gaan jy hemel toe? Sy sê, verseker. Ek sê, hoe weet jy? Sy sê, al die mense by die kerk hou van my. Ek kan vir jou so lief wees as of jy vir my, as wat jy wil. Jy gaan nie hemel toe oor jy 'n goeie ou oom soos ek is nie. Jy gaan nie hemel toe oor jy die mense van jou hou nie. Jy gaan nie hemel toe oor die geld hier ingooi nie. Die duiwel kan ook die geld ingooi. Iemand sê eendag vir my, as ek die lotto wen en ek wil vir die kerk 1 miljoen gee, sal jy dit vat? Ek sê verseker. Hy sê, maar dis die duiwel se geld. Ek sê, ek gaan jou wys hoe spend ek dit op Jesus se goed. Ek is nie bang om die duiwel se geld te spend nie. Maar nou gooi jy dit ook nie in nie, dit help my ook maar niks. My liewe mens, ek en jy moet tot die besef kom. En nou praat ek met van die jongste kinders, amper sê, daar sit ook een, sy is al 'n mamma.
Jy lyk dan soos 'n kind hier van bo af. Daar sit 2 kinders. Jy's ook nie meer 'n kind. Hier sit 2 kinders, daar sit kinders. Van die kleinste tot die oudste. Oudste se baard groei nou weer, hy oefen vir Kersfees. My liewe mens, wanneer gaan ek en jy besef, kerk is nie wat ons van hom maak nie. Dit gaan oor 'n lewende God. As ek nou sal sê, Roan, wat jy maak is die oë groot. As jy sê Jesus, en vanoggend het iemand my vertel van, nou kan ek ook nie daai woord gebruik nie, hulle gebruik dit op TV 4 miljoen keer per minuut. Oh my, maar nou kan ek dit nie sê nie, want die kleine meisie met groot ore. Dis die eerste ding wat sy geleer het op die TV. Nou oefen hulle dit uit haar mond uit. Maak jou hart oop. Maak jou hart. Sy het nie klaar geskryf nie. Het jy vanmôre besef wat jy sê, toe jy gesê het, is ek gereed? Is ek gereed? My testament is reg, my boedel is reg, wat ek moes gesorg het ek voor gesorg na my dood. Alles is in plek. Ek kan nou die dood neerval en vanaand gaan Fransis brood hê. Daar gaan dalk nie jam op wees, maar sy gaan brood. Maar is my siel reg? Ja, maar Ben, jy's daarom al die pastoor. Dit beteken niks. Dit beteken niks om die hoofouderling te wees, die pastoor, die hoofpianis, wie jy ook al dink jy is nie. Is jy regtig gereed? Hoe gaan ek weet of ek gereed is? Het jy 'n persoonlike verhouding met 'n lewende God? Vertrou jy God met jou lewe? Het jy geloof in God? Al kan jy hom nie sien nie. Change my heart. Wanneer gaan ek regtig voor God kniel en sê, come Holy Spirit, change my heart. Verander my hart. My hart sukkel ek ook. Ek sê vir ouens, moenie met my politiek praat in die week nie, want ek moet Sondag op die kansel staan, dan's my hartjie partykeer swart. Want ek word so kwaad. Ek word so kwaad as ek sien wat maak mense. Ek het hierdie week 'n berig gelees, dis wat ek net nou wou sê van, wat nogal 'n ruk, ek daar by die vakansie val ek, Dina, ek rol so onder die kar in. En daar lê ek, Frans is nie eens daarmee op te tel nie, sy het gaan wandel daar na die toilet. My liewe mens, daar's goed wat ek moet verander, wat ek nie kan doen nie. Father, I can't change that. As ek kyk wat in die wêreld aangaan, hierdie maand dink ek is daar al 10 vrouens vermoor in Gauteng. Een met 'n vurk doodgesteek, een se keel afgesny, 3 geskiet. As ek daai goed lees, dan vreet ek my rekenaar happie vir happie op. Here, ek kan dit nie verander nie. Ek het nodig to change my heart, oh God, make it ever true. Here, ek het nodig dat U in my hart inkom. Al het ek al hierdie mooi titels en ek doen al hierdie mooi goed en ek kry baie meer komplimente as ouens wat sê ek is 'n aap. Weet ek is nog nie waar ek moet wees nie. Ek het baie begrafnisse. En dan sê mense, hoekom hy nie? Hoekom hy of sy? Hoekom nie eerder ek nie? Veral as dit jonger mense is. Dan sit oupa hier met sy kierie en hy bewe en dan sê, hoekom het die Here my nie kom haal nie? Wie wat sê die woord? Ek stel nie uit dat jy sterf. Baie mense sê vir my, hoor, ek nou al 9 keer dood, 8 keer dood was, sê hulle, ja, maar jou werk is nie klaar nie. My liewe mens, as ek nou hier dood neerval, en hier's vanaand 'n aanddiens, gaan hier iemand anders wees, wat beter is, wat slimmer is, wat definitief mooier gaan wees, en nie so dik nie. Die Here spaar my, omdat ek
nog nie gereed is nie. Jesus sê, ek gaan om vir jou plek te berei, en as jou plek gereed is, kom ek jou haal. Jy sit hier vandag, jy sit daar voor jou TV of Milo in die bed, onder die dons. Albert het dit altyd gedoen, dis my niggie. Dan sê ek, hoekom kom jy in die kerk? Dan sê sy, ag ek lees sommer met 'n Milootjie in die bed en dan check ek jou op die TV. Gelukkig kom die kind toe tot bekeer. My liewe mens, ek en jy moet ernstig raak oor God. Ek en jy moet besef waarmee is ons besig. Ek en jy moet hierdie illusie wat ons het oor die kerk, moet ons van ontslaa raak. En al hoe jy dit kan doen, is om, jy moet daai kind laat slaap in jou. Hy het amper omgedop. Ek en jy, nou kry hy warm, hy so rooi. Ek doen dit nogal, vra vir pastoor Sonja. Ek sê sommer vir haar, pastoor, jy nie genoeg geslaap gisteraan. Dan moet jy sien hoe rooi is sy, sy het nogal wit hare op. Dan sê hy rooi. My liewe mens, ek gee nie om of jy die pastoor is, of jy die mechanic is, of jy die tuinman is nie. Ek en jy moet 'n besluit neem, en daai besluit moet ons vermoere neem. Ek wil iets anders bedien het, kan jy my rekenaar wys, daar lê hy. Ek het hom eers laat staan vermoere, ek het sommer gesê, lê daar, tot volgende week. Iets wat ek baie graag wil sê vermoere. Toe sê die Here, julle besef nie waarmee is julle besig. Julle hou kerk en kerk en kerk en kerk. Maar as elke ou wat hier vermoere is, besef waarmee is ons besig, ek het die autoriteit om hierdie kinders hande op te lê en vir hulle te bid. Jy kan dit ook hê. Ek het die autoriteit, as ek 'n huweliksformulier, ek nou gister weer mense getrou. In die huweliksformulier sê ek, hy is hier agterin. Nee, voorin. Nee, hy is weg. Hier is hy. In die huweliksformulier sê ek gaan dit sommer met my kop sê, ek ken dit al. In die huweliksformulier sê ek Ben Loubser, met die autoriteit wat God my gegee het, God, Yahweh, en met die toestemming van die staat van Suid-Afrika, wat my die reg gegee het, verklaar ek jou nou man en vrou. God het my autoriteit gegee om hier te staan. En ek is baie skuldig. Ek sê baie maklik, ek is nie goed genoeg nie. As ek nie goed genoeg is, dan sou God my nie gesit het nie. Ek sou nou nog al by Metrorail somme gemaak het. As jy nie goed genoeg was nie, was jy nie vermoere hier nie. God nooi my en jou om uit ons sitplek op te staan en te sê, Here, wat kan ek doen om betrokke te wees? Wat kan ek doen om te help? Wat kan ek, en as ek hier begin, hy dogtertjie was so groot toe ek haar die eerste keer gesien het. Nou, elke keer as sy hoekskoene aan het en ek sit daar, dan dink ek, wat het gebeur met my terwyl sy so mooi my vrou geword het? Kyk hoe mooi is sy. Nou sy weer rooi. Hoekom kry julle so warm hier in die kerk? My liewe mens. En ek sê dit na elke diens, ek sê dit by elke begrafnis, ek sê dit by elke troue, ek sê dit by elke diens. Ek kan nie preek nie, ek wil nie preek nie, ek gaan nooit preek nie. En in hemelsnaam moenie vir my sê, dankie, dit was mooi nie. Dis nie veronderstel om mooi te wees nie. Dis veronderstel om jou te ruk tot in jou diepste wese om te sê, Here, wat moet ek doen om gered te word? Dit help nie jy hou van my en ek hou van jou nie. Dit help nie jy hou van die musiek of die sitplekke is nice nie. Here, verander my hart. Change my heart, O God, make it ever true. Change my heart, O God, may I be like you. Like you. Nie like the pastor or the old, wat's die oudstes? Die hoofouderling nie. Nie soos, ja, ons almal wil dromme speel soos hierdie jong man vanmôre en daai vrou klavier, ek verstom my, sy
Sy kyk daar, dan maak sy so. En Foei kyk daar, dan maak hy so, en dan klink dit nogal reg. En my sien as ek daar gaan sit. Ons wil almal dit doen. Father, I place into your hands. Ek gaan nou amen sê. Ek is nie lus nie. Ek is lus om die hele dag met jou te praat. Tot jy opspring en vorentoe hardloop en sê, ek wil vanmôre weer tot bekering kom. Ek wil vanmôre weer my hart vir Jesus gee. Maar hierdie keer wil ek dit regtig doen. Hierdie keer wil ek nie by daai deur uitstap soos ek ingekom het nie. Hierdie keer wil ek opstaan uit my sitplek en ek wil iets beteken vir die koninkryk. Ek wil iets beteken vir die mense om my. Ek kry 'n interessante brief van wat vir my sê ek is 'n bekommerde Christen. En dit was vir my baie interessant en ek het dit mooi sorgvuldig deurgelees, baie daaroor gebid. Ek is 'n bekommerde Christen in Jesus se lig. En toe wonder ek, hoekom het die bekommerde Christen nog nie opgestaan en gesê, wat kan ek vir God doen? Jy doen dit nie vir my nie. Dit help nie jy is bekommerd vanmôre. Dit help nie jy sê, okay, gee my 3 dae nie. Die aand voor die lorry ongeluk het ek ook gesê, ek gaan die Here dien met gees en met waarheid, net nie vandag nie. Gee my so 'n maand. Ek het baie planne gehad wat ek nie vir julle gaan vertel nie, want dit is baie lelik. Weet wat sê die woord? Die woord sê, die arbeiders is min. Die koring is op die land. Die mense is daar, hulle moet bedien word, ons moet uitreik, ons moet betrokke raak. Ons het nie meer kinders in die sonnaskool nie. Want ouers sê die kinders hoef nie te gaan nie. En ons het ouers bring nie meer hulle kinders nie. Ons het nie meer jeug nie, want ouers sê ek kan nie 2 keer 'n week Jesus is lig toe ry nie. Ons het te min voorsangers, ons het te min bidders, ons het mense nodig wat miskien as ons vir mense bid en hulle val, moet jy net, ons het sulke lappietjies hierso. Jy moet net hierdie lappie vat en oor die tannie gooi. Dis al wat jy hoef te doen. Iemand moet dit doen. Jy wat die voorstaan kan dit nie doen nie. Sy vrou moet bid. Miskien moet jy net die lappie kom oorgooi. Ek dink enige een wat hier sit kan dit doen. Tissues. Mense huil laat die koil hier agter hulle nek afloop. Hulle het al wat hulle kort se tissuetjie. Ons het mense nodig om dit te doen. Wanneer gaan ons besluit, ek gaan nie meer 'n bekommerde Christen wees nie. Ek gaan 'n betrokke Christen wees. Kom ons sluit ons oë. Speel vir my, is jy gereed? Maar saggies. En daar kyk hy verskrik rond. Maar Foei is daar, moenie worry nie. God praat nou met my, Ben Loubser. Dit help nie om die pastoor te wees en bedien die woord 7 keer 'n week en op 3 radio's en TV. Dit beteken niks. Beteken niks. Hang af wat ek sê. Luister na hierdie woorde. Die vraag is vanmôre, is jy gereed? Is jy regtig gereed? Of is daar nog te veel van die eie ek in my? Is ek regtig gereed? Vertrou ek God so, dat ek hierdie seer wat ek vanmôre in my hande het, vir hom sal gee, en nooit weer daaraan te dink nie. Hierdie probleem, my man, my vrou, my kinders, my ouers, vertrou ek God genoeg om te sê, Here, ek gaan nie weer hier oorhuil nie. Ek gaan begin God loof en prys en sê, dankie Here vir die verandering, want ek kyk op met 'n verwagting. As ek vir God vra help, gaan hy help. Is ek en jy op die punt, dat as ek hier omval en 'n hartaanval, dat ek regtig gereed was om voor Jesus te staan. Maak nie saak wie jy is. Ek wil 'n uitnodiging maak vanmôre. En ek wil hê ek hoop minstens die helfte gaan uitkniel. Nie omdat Foei rekord hou hoeveel kniel uit en dan sê hy vir Dani en dan gee hulle my 'n bonus nie.
Omdat jy 'n begeerte het om beter te wees as wat jy was toe jy ingekom het. Omdat jy 'n verlange het om die talente wat God jou gegee het te begin gebruik. Hier sit sonnaskoolpersoneel, hier sit besigheidsmanne, hier sit sangers, musiekinstrumentspelers, predikante. Maar ek sê goed genoeg nie. Dis die duiwel. Jy sal krag ontvang as die Heilige Gees oor jou kom. Maar ek en jy moet vanmôre opstaan. En ek weet wat is my nogal 'n lekker verskoning. En maar ek's nou oud, ek's amper 70. Dis 'n lekker verskoning. Een as ek daar by die munisipaliteit kom en die queue is lank, dan het ek my ou kiertjie, dan sluip ek so langs die kant verby. Dis nogal nice. Plaas ek 'n kierie gekry het toe ek 20 was. Ek het altyd in daai lang queues gestaan, veral in die aand toe ek moes eet. So kierie gehad. Is jy gereed vanmôre? En nou praat ek heel eers met die kinders. Julle kindertjies. Daar's kinders, daar's kinders, daar's kinders. Daar's 'n klein seentjie. Daar sit 'n kind, sy slaap op mamma se skouer. Sal jy vanmôre opstaan en sê, liewe Jesus, ek wil 'n kind van God wees. Ek wil betrokke wees. Ek wil vir U iets beteken. As jy wil, staan net daar waar jy is. As jy vanmôre 'n tiener is of voel soos 'n tiener, dis nou ek. Die dokter sê vir my, hoe gaan dit met jou? Ek sê tussen my ore is ek 17, die res van my lyf 700. Wat wil jy nog weet? Wie wil vanmôre sê, Here, gebruik my? Of moet ek eers vra, wie wil vanmôre sê, ek is nie goed genoeg nie? Steek gou op die hande, die wat sê hulle dink hulle is nie goed genoeg nie. Daar's niks wat ek kan doen nie. Halleluja, nie een steek sy hande op. Jy wat daar voor die TV sit, help jy steek jou hand op, ek kan jou sien. Wie wil vanmôre opstaan en sê, Here, gebruik my, nie soos Ben wil nie. As jy gesien hoe vuil is, kom my kar van daai dam af, sal ek dalk wil hê met die kar was. Nie soos Ben wil nie, Here, soos U wil. Here, gebruik my vanmôre. Wie wil staan, maar is bang? Steek net op jou hand. As jy wil staan, maar jy is bang. Almal wat hulle hande opgesteek het. Net een, daar's gaan 'n tweede hand op. Jy moet nie nou in jou kop vat nie. Dion, ek roep jou onmiddellik. Julle wat julle hande opgesteek het, kom staan nie voor by my. Pastore, bidders. Kry vir jou iemand, sit net jou hand op daai persoon wat nee, staan. Pastoor Sonja gaan vir ons kom bid. As daar nie 'n verandering plaasvind nie, het ons mekaar se tyd vir 'n uur en 'n half gemors. As ons nie bereid is om op te staan nie, is ons nie gereed nie. Ek sê nou die dag vir pastoor Willie Botha, ek en hy praat. As die foon lui en ek sê Willie Botha, dan sê Fransis, "Oké, ek sien jou oor 'n uur." Ek sê vir hom, as ek vir die mikrofoon vir 'n ou gee en ek sê bid gou vir ons en hy sê ek kan nie, dan is hy nie gevul met die Heilige Gees. Hy sê nee, jy's te streng. Ek weet nie, dalk is ek verkeerd. Ons het mense nodig om saam met ons Jesus is lig na 'n beter plek te vat. Ek kan nie. Father, I place into your hands hulle wat staan, hulle wat sit, hulle wat bang is. Maak toe jou oë. Dis nou net jy en God. Ek wens ek kan nou hierdie lappie vat. Soos hierdie, wat is daai goed wat die Jode gebruik het en sê okay, talit. Hoor jy? Dis dit net jy en God hier binne. Okay. Ek wens ek kan almal se koppe toemaak want mense is skaam. Kry asem. Okay. Kom ons gee ons hart en lewe vir Jesus. Regtig, dankie my kind.
aanval. Here, U is die lewende van ons. Here, so moet U wil ons nie Amen. as ons buite die dood is, aan die vyand ons gesloten. Here, elke persoon, die is van dat weer die making van ons geval. En my gebed is in gebed, dat ek sal vashou, dat die ander sal help om oorwinning te kry. Dat dit van vrees is verwyder. Vrees dat sê ek kan nie. Ek gaan dit nie doen nie, want ek kan dit nie doen nie. Here, ek weet dat U woord sê vir my, dat jy sal krag ontvang as die Heilige Gees oor jou kom. So wanneer U ons roep om iets te doen vir U, Here, gee U ons ook die krag, U gee vir ons die woorde, solank as ons in die woord van God indelf, en ons die woord daagliks leer, weet ons wat daarin staan. Weet ons wat die woord sê, so wanneer ons in moeilike situasies kom, en ons het nie 'n selfoon, 'n Bybel, 'n tablet, 'n rekenaar, enigiets by ons om ons te help, is U woord reeds in ons hart gegrafeer, en kan ons daardie persone 'n antwoord gee. Nie omdat ons goed is nie, maar omdat U goed is, en U vir ons die woord gee, om vir die mense te gee. Here, ek bid vir elkeen wat opgestaan het vanoggend. Party het net opgestaan in die gees, maar hulle het bly sit. Maar ek weet, Here, dat U wil sal geskied in hulle lewe. Here, ek bid dat U hulle net sal versterk in hulle innerlike mens, dat U hulle sal help om oorwinning te kry, wat die probleem ook al mag wees in hulle lewe. Here, want ons weet dat U is God en U is magtig. Here, U werk in mense se lewens. Ek dink ons gaan baie verbaas wees die dag as ons in die hemel kom, in die paradys waar ons ook al mag wees, daar's baie wat gesê word oor wanneer jy sterf die dag. Dan dink ek gaan ons baie verbaas staan om sekere mense daar te sien wat ons nie gedink het sal dit maak nie. Maar Here, U genade is groot. En ons weet, Here, dat wanneer ons vandag opnuut weer sê, Here, hier is ek. Ek stel my oop, Here. Here, kom lewe in my. Here, kom verander my. Here, want net U kan dit doen. Here, U weet wat se sonde ek nog in my lewe het, dit waarmee ek sukkel. Miskien is dit my meer, miskien is dit om te skinder, miskien is dit om iemand sleg te sê. Here, net U kan dit verander, net U kan kom en daardie sleg kom afhaal en 'n nuwe hart in my hart inwerk, sodat ek 'n nuwe wese in U kan wees, 'n nuwe skepping in Christus. Here, baie dankie. Dankie dat U ons so liefhet. Dankie dat U ons nie net los nie. Ja, Here. Elkeen van ons het 'n getuienis in ons lewe vir die dag wanneer U so aan ons hart kom klop het en gesê het, maak oop, ek wil woning kom maak. Party was hardkoppig en gesê, net nie vandag nie, Abba. Ander het gesê, ja Here, asseblief, hier is ek. Ek stel my lewe oop, ek stel my oop, sodat U kan 'n verandering in my lewe teweegbring, sodat ek 'n verandering kan doen. Here, dankie dat ons lewe getuienis kan wees. Here, en dankie dat ons verander kan waarsku deur dit wat ons deurgegaan het, sodat ons nie dieselfde pad sal loop nie. Here, ek bid dat elkeen gehoor sal gee aan die roepstem vandag, Here, en dat hulle sal agslaan op dit wat U gesê het. Here, die tyd is min. Here, U kan môre kom, U kan vandag kom, ons weet nie. En as ons nou besluit het vandag, ja, net nog hierdie een ding wat ek moet doen, of wil doen, in die vlees. Here, bid ek vandag dat U elke altaar wat opgerig is teen enige persoon hier vandag, wat die vyand opgestel het, sodat hy daardie persoon se lewe kan vernietig, bid ek nou dat Jesus sal kom en daardie altaar sal omgooi. Here, sodat daardie persoon veilig sal wees in die holte van U hand, Here. Sodat hulle nie verkeerde besluite sal neem en verkeerde dinge sal doen en op 'n afdwaalpad sal gaan nie. Here, want die wêreld roep en die pad is wyd vir die wêreld om in te wees. En U pad is nou. Here, die pad na die poort van die lewe toe is baie nou. Here, ek bid dat elkeen vandag in hierdie gebou nie hier sal uitgaan as hulle nie daardie keuse gemaak het om met U 'n pad te wandel nie en om te sê, Here, ek wil my ou mens af lê. Ek wil nie meer met hierdie ou mens in die pad wandel nie. Ek wil die nuwe mens beklee. Here, dit wat U vir ons gegee het in die Nuwe Testament. Here, dat ons dit ernstig sal opneem. Dat ons die nagmaal sal ernstig opneem. Dat ons sal weet, Here, U was verbrysel
U was nie net geslaan nie, u liggaam was verbrysel vir ons, sodat ons kan 'n nuwe skepping, die Nuwe Testament, die nuwe bloed in u, sodat ons 'n nuwe skepping in u kan wees. Ons wil net vir u sê dankie daarvoor. Dan die doop, Here, dit is net so ernstig. Here, want daardeur sterf die ou mens, die nuwe een staan saam met u op, om 'n nuwe lewe saam met u te begin. Here, dat ons nie sal versuim om te doen wat ons beloof het nie. Here, mag U elkeen van ons versterk, sodat ons sal weet, Here, dit wat ons doen is reg vir U. U hou daarvan, U is tevrede met ons. Here, wanneer U nie tevrede is met ons, dat U dit vir ons sal openbaar, sodat ons kan kom en bely. Here, ons moet eintlik vorentoe hardloop en op ons knieë val en sê, Here, ek is 'n sondaar, ek weet ek doen dinge wat verkeerd is. Here, my gebed is dat nie een vandag hier sal uitgaan, dieselfde as wat hy ingekom het. Dat hulle 'n verandering in hulle binneste sal ervaar, waar Heilige Gees met hulle gewerk het, om hulle nuwe skepping in Christus te maak. Dankie Here vir die verandering wat vandag plaasvind in elke mens in hierdie gebou. Here, want hierdie gebou is net 'n huis van aanbidding. Ons is die kerk. Here, as U sou kom, dat ons almal bruid sal wees. Here, nie een sal agterbly en sê, het ek maar. Here, want dan is dit te laat. Dan moet ons boet met ons lewe. Here, mag U elkeen van ons net aandoen met U Heilige Gees, en mag die Gees verder met ons werk, die naprediker wees, sodat ons net sal oor en oor dink oor wat gesê is vandag en wat gedoen is, met die hulp van die Heilige Gees, en ons wil U net loof en prys en eer, en dank en ere bring vir dit wat U vir ons doen in ons lewe. Halleluja, amen en amen. Mike. Jy dan nie om te bukes werk nie. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap, die saamwees, die in my wees van die Heilige Gees van God, sodat ek sal besef wie God drie-enig regtig is en my hele vertroue en geloof in U sal plaas. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.